gemeente. Ons het 'n probleem vanoggend. Dominee Jaco in plaas van hiernatoe te kom, is hy na die G20 toe. Die snelweg is toegemaak, so hy moet agterpaaie ry om hier uit te kom. Hy behoort so 9:05 hier te wees volgens sy Google Maps wat hy gedoen het. So ons gaan maar begin met voorsang, laat ons so lank aan die gang kom, totdat hy kom.
Ek het nie klank nie. Ek het nie 'n snelweg om by die kerk uit te kom nie. Die G20 beraad maak alles toe. So hier is ons. Martin, waar is julle? Jy het my laat gemaak en die familie wou eers ontbyt geëet het. Dis hoekom ons nou eers hier aankom. Môre almal. Baie welkom. Skus ek is 'n paar minute laat. Ons is nou regtig die gelukkige wenners. Toe ons op die snelweg klim, toe maak hulle die R21 afrit toe. En toe moes ons nou hier by Irene agterom kom en weet julle mos as jy daar by die treinbruggie kom net, daar's mos nou honderde plekke waar jy kan ry, maar jy bly die hele tyd net agter mekaar. Die liedjie sê sy wou so graag gepreek het. Nou maar kom ons ry om, kom. Gaan interessant wees vanoggend. Goeiemôre almal en baie welkom. Kom ons begin by ons voorsang. Ons het 2 liedere wat ons saam sing. Ons eerste lied is 188, 1 en 3 en dan ook 197. Kom ons sing hierdie liedere ook staande. Ons is baie dankbaar vir die wonderlike geleentheid en die voorreg wat ons het om ook vanoggend hier saam met mekaar te kan wees. En kom ons fokus ook met ons hart en ons gedagtes na God en sy koninkryk en ons word ook hier aangeraak en vervul deur sy gees en sy krag. 2 liedere, 188 en 197, waarna jy daarna kan bly staan ook wanneer ons gaan sing in ons toetrede lied. Ons gaan Vlamlied 87 gaan ons dan ook as ons voorbereiding vir die erediens saam sing. Kom ons antwoord staande.
bring ons na U woning, Here, en laat ons daar voor U verskyn, waar ons 'n lofsang aan U bring, U ter ere, en waar U guns oor ons kan skyn. Laat ons in U glansende lig neerbuig en voor U aangesig stil word. O Lam van God, U bring 'n offer en met U bloed maak U ons vry, dat ons met dank dit kan uitroep en ons ook so aan U kan wy. Sien ons raak, Here, as ons hier voor U staan. En Here, heilig ons denke en laat U woorde ons steeds dring en dat ons met blye klanke, singend, juigend aan U sal hulde bring. Want ons sang, ons lied, ons lewe is U geskenk aan ons. En daarvoor dank ons U. Mag die genade van God ons Vader deur sy Seun, ons Here Jesus Christus tot een en elkeen van ons spreek. Mag ons leef in dankbaarheid, toegewyd, met ons hart en ons gedagtes gerig na die Here, ons Skepper. Amen. Here, ons Skepper, ons Vader, ons Versorger. U wat hier is, U wat hier was, en U wat altyd ook hier sal wees. Deur die Gees, en so in U belofte van U ewige teenwoordigheid, hierdie loflied, en hierdie lofklank klink op, Here, uit ons hart en uit ons menswees, en ons rig dit na U toe. Ons kom self na U toe, Here. Ons soek, ons vra, en in U belofte vind ons. Ons hoor, ons luister, ons ontvang, Here, die krag van U Gees. Here, U sien ons hier raak, want die Gees self is hier teenwoordig. U hoor elke versigtiging, U hoor elke hartklop, U beleef elke asemteug saam met ons. U deel in ons vreugdes, Here. U weet wat daardie dinge is, wat ons met vrees en onsekerheid vul. Want U self is met ons, Immanuel. En Here, met die breek van hierdie dag, wil ons stil word voor U, ons Here. Ons gedagtes na U toe bring, ons fokus na U toe rig. Raak ons aan, Here, wanneer ons inpak,
uitpak, wanneer ons stil word, en wanneer ons weer aanbeweeg, saam met U op hierdie lewensreis. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit die woord van die Here kom uit 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte wat ons saam lees is uit Psalm 16, daarvan af vers 1 tot 11, en dan ook die aanhaling van hierdie selfde gedeelte wat so klein bietjie anders gestel word in die Handelingeboek in hoofstuk 2 vanaf vers 25 tot 28. So ons lees vanoggend saam met die woord van die Here in hierdie 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte in Psalm 16 en dan die tweede gedeelte daarna saam in Handelinge hoofstuk 2. En ons hoor ook in hierdie gedeelte eintlik 'n versigtiging en 'n versoek waarmee ek en jy saam met die psalmdigter vanoggend na die Here toe kom. Ons staan voor God en ons is in hierdie oomblik in God se teenwoordigheid, en wanneer ons hier weggaan, hou ons nie op om in sy teenwoordigheid te wees nie, want God is en was en sal altyd saam met ons wees. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is niks goeds vir my behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, en hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. En 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang is vir my mooi. En ek sal U, my Here, loof wat my tot die regte insig gebring het. Want selfs in die nag bly ek bewus van wat U my leer. Ek het die Here altyd by my. En omdat hy by my is, sal ek nie struikel. En daarom is ek bly en juig ek. En voel ek veilig. Want U gee my nie oor aan die dood. U laat die troue dienaar nie in die graf kom. U leer my hoe om te lewe. En by U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Lees weer vers 11. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. En uit U hand kom net wat mooi is. En dan lees ons in Handelinge hoofstuk 2 in vers 25, vanaf vers 25. Ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie, en daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat ek U troue dienaar uit die woord van die Here. Mag hierdie woord 'n woord wees wat waar word, 'n woord wees wat krag en lewe spreek, en 'n woord wees waaraan ons altyd uit dankbaarheid onsself sal toewy en sal leef en sal getuig oor die krag en die werking van hierdie woord in elkeen van ons se lewe. Voor die verkondiging, kom ons sing 'n lied van dankbaarheid en toewyding. Ons doen staande die 205 daarvan al 3 die strofes.
Die gedeelte wat ons vanoggend saam met mekaar gelees het uit die Psalmboek in Psalm 16 en dan ook 'n latere gedeelte in die aanhaling daarvan in die Handelinge boek in hoofstuk 2 waarna die skrywer spesifiek dan ook verwys om te sê dit is van hom waarvan Dawid getuig. En dis juis waaroor ons vanoggend ook in hierdie woord met mekaar gaan besig wees. Dit waaroor ons getuig. Dit wat ons sigbaar maak. Dit wat ons beleef. Tydens verlede week se erediens het ons met die gebruik van die nagmaal het ons die vraag gevra en ook in die prediking daarop gefokus, wat is in ons lewenstas ingepak? Wat is daardie elemente, daardie sake, daardie emosies wat in ons lewenstas gepak is? Daardie dinge waarmee ons op reis gaan in die lewe. En ek het die voorbeeld gebruik deur te sê, wanneer ons op pad iewers heen is, het sy of dit 'n kuier is, en het sy of ons dalk op pad is met vakansie, of ons 'n bestemming, of dit 'n werksreis is wat ons ondergaan, daar's altyd 'n stuk beplanning wat daarmee saamgaan. En deel van hierdie beplanning is dat ons bagasie met ons saamneem. Ons pak 'n tas, ons pak 'n reistas, ons pak hierdie tas waarin ons die dinge wat ons nodig het met ons saamneem. En dan net soms gebeur dit met tye dat ons by daardie bestemming of daardie plek uitkom en ons begin uitpak en ons kom soms so 'n bietjie met 'n skok agter, maar hier's iets wat kort. Ons het een of ander item wat ons nodig het ons nie saam met ons ingepak nie. Maar hierdie lewensreis van ons is 'n lewensreis wat ons ook weet, ons baie kere by 'n magdom plekke en bestemmings in ons lewe uitbring. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het in Psalm 16 en ook in hierdie gedeelte van Handelinge hoofstuk 2, vertel die skrywer vir ons en die aanhaling daarvan dat in hierdie lewensreis het 'n mens altyd 'n bepaalde fokus in jou lewe. Hierdie fokus is bepalend in terme van waarheen jy op pad is, of selfs die bestemming dan wat jy wil bereik. En terwyl jy op hierdie lewensreis besig is jy redelik konstant met 'n klompie dinge besig wat in jou gedagtes afspeel. Ons weet almal op hierdie lewenspad het ons al uitgesien na dinge waarheen ons op pad is of dinge wat vir ons voorlê in ons lewe. En ons weet ons het almal al ook iewers in 'n stadium daardie beklemming op ons hart gedra. Daardie angstigheid, daardie stukkie onsekerheid oor wat is volgende in ons lewe. Die psalmdigter en ook die gedeelte in Handelinge 2 verskuif egter 'n bietjie weg van my en jou as mens en ons fokus en ons uitdagings en ons bekommernisse en ons vrese en al hierdie dinge wat ons pla en al hierdie dinge wat so onder ons vel inkruip in die lewe en al hierdie besorgdhede wat ons met ons saamdra. En hy skuif die fokus weg van, kom ons noem dit met tye hierdie kortsigtigheid van ons. Hierdie oomblik waarin ons vir die oomblik besef, ons is nie in beheer nie, die omstandigheid waarin ons in hierdie stadium bevind, is nie noodwendig die keuse wat ons sou wou gemaak het om in dit te wees nie. As ons kon kies, sou ons graag dit nie deel van ons lewe wou gehad het nie. So die heeltyd is hierdie fokus ek, jy, ons. Die ongemak in ons lewe, die dinge wat ons omkrap, die dinge waaroor ons ongemaklik is en ongelukkig is. En baie kere met reg sê ons maar, as jy verstaan wat in my lewe aangaan, of as jy verstaan wat die dinge in my lewe is, waarmee ek besig is, dan moet 'n mens op 'n manier begrip hê vir hoekom ek so voel, of hoekom dit die impak is wat dit op my lewe het. En ons het begrip daarvoor. Maar ons moet ook begrip hê. En ons moet waardering hê daarvoor dat God van ons verwag deur sy gees en sy krag om oral waar ons is in hierdie lewensreis. Of ons hierdie tasse in ons hande neem en stap vir 'n oomblik, en of ons dit op daardie waantjie of op die trolley plaas,
En of ons op die goudtrein klim om tussen een en ander bestemming hier te wys, heen en weer te reis, of ons dalk 'n beplanning het en 'n vliegtuigkaartjie boek, en of ons dalk net letterlik tussen twee dorpe pendel, of letterlik net van een woonbuurt na 'n ander gaan, of van een kantoor na 'n ander ruimte stap. Wat neem ons met ons saam? Jy sien, want in ons lewe is daar ook met tye hierdie geneigtheid, dat die dinge wat in ons lewe afspeel, en wat met reg ook 'n impak op ons menswees en ons geloof en ons verhouding met God het, soms soos 'n swaar gewig op ons kom neerlê. En die een ding wat dit reg kry wanneer hierdie dinge wat so oorweldigend in ons lewe is, die een ding wat dit reg kry is om ons mismoedig te maak. Een ding wat dit reg kry is om ons te ontspoor. Nog 'n ding wat dit reg kry is om ons fokus van God en sy roeping vir ons al weg te vat. En nog 'n ding wat dit reg kry is dat dit ons kom beroof van ons dankbaarheid om hier te kan wees. Ek dink nie ek hoef vanoggend vir my of vir jouself te sê dat daar altyd omstandighede in ons lewe sal wees wat buite ons beheer is nie. Ek het vanoggend eerstehands saam met ons gesin iets daarvan ervaar. In 'n breekdeel van 'n sekonde. In 'n kwessie van minute verander dit wat in jou beplanning is en dit wat op jou roete is, totaal en al. En dan moet ons aanpas. En dan moet ons aanpas of ons kan gaan boedel oorgee en ons kan mismoedig raak en ons kan sê die lewe en die lewensdruk is eenvoudig net een keer of 'n paar keer te veel in ons lewe. Kom ons skuif die fokus weg, saam met die psalmdigter, saam met die aanhaling in die Handelinge boek, en ons skuif dit na ons Skepper toe. En ons word weer dankbaar vir hierdie lewensreis wat ons het. Hy stel dit in Handelinge hoofstuk 2 vers 28 eintlik so treffend wanneer hy sê, U het my die paaie van die lewe geleer. En U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. U het my die paaie van die lewe geleer. In ander woorde gestel, Here, U het my voorberei en U het my toegerus sodat ek op hierdie lewenspad en op hierdie lewensreis, my hart, my gedagtes en my fokus, ten spyte van enige iets anderste wat in my lewe gebeur, my die krag gee om my fokus op U gerig te hou. Ek het al van tevore die voorbeeld gebruik en ek herinner myself daaraan dat veral in ons skooljare sal almal van ons iets onthou van daardie oomblik van iets wat gebeur het en jy het net geweet, jy het moeilikheid. Die kaartjie is geboek, jy gaan nie wegkom daarvan af nie. En hierdie hele gedagtes maal in jou kop rond en jy dink oor hoe jy hierdie verhaal gaan vertel en hoe jy dit gaan regverdig en hoe jy gaan verduidelik of hoe jy gaan probeer sê, maar eintlik was dit nie ek nie. En oral waar jy jou kry, maal hierdie gedagtes telkens oor en oor en oor. Dit gebeur vandag nog in ons lewe. Totdat ons in die oomblik en in daardie tydstip en op daardie plek opdaag, waar hierdie kaartjie wat gesê het moeilikheid geboek aanbreek en presies die teenoorgestelde daarvan plaasvind. Hoeveel tyd en hoeveel aandag en hoeveel energie was geïnvesteer in daardie maling van daardie gedagtes of hierdie opbou van dit waaraan ons dink en hoe ons hierdie saak en hierdie aspek in ons gedagtes probeer uitklaar en uitdink en uitredeneer, uiteindelik vir net mooi niks daarvan om aan te breek nie. Dan slaag jy 'n stukkie van verligting, jy het hierdie oomblik in jou wat aanbreek en jy's tog maar net te dankbaar dat dit nie so erg is nie. Maar jy vergeet hoeveel energie en hoeveel aandag het jy in daardie oomblik in geïnvesteer om hierdie negatiewe gedagte die heeltyd met jou saam te dra.
Want weer eens was die situasie of die omstandigheid groter as die vashou as God en sy genade vir ons. U het my die paaie van die lewe geleer. U het my op hierdie lewensreis met u vreugde en met u genade gevul. Geliefdes, ek en jy weet, en die mense sê dit soms in die beskrywing van die woorde, dat die lewe ongelukkig ook 'n donker kant het. 'n Donker kant met dinge wat ons nie altyd verstaan nie, 'n donker kant met dinge wat 'n negatiewe impak op ons lewe het. 'n Donker kant wat soms van ons hierdie beroofdes wil maak, wat die lig van God en sy liefde en sy genade nie meer saam met ons wil laat gaan nie. Wat ons wil beroof van hierdie dankbaarheid, van elke oomblik, van elke aspek in ons lewe. Ons lewe neem soms 'n drastiese wending, 'n totaal en alle ander rigting as wat ons hoegenaamd gedink het, dit sou ingaan. Maar dit beteken nie dat God nie saam met ons op reis is nie. Veranderinge en eindtye en dinge wat stop, breek in almal van ons se lewe aan. Maar ja, soms breek daar ook dinge aan wat ons nie verstaan nie, wat vir ons nie sin maak nie, wat ons graag nie so sou wou gehad het nie. En mag ons hart en ons gedagtes daartoe rig om, soos die psalmdigter, iets daarvan te verwoord om te sê, Here, ek het u altyd voor oë. Want u is by my en daarom sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en daarom is my tong in 'n jubeling besig. Ek het die verwagting, Here, dat my liggaam sal lewe en dat u nog sal aanhou om my die paaie van die lewe te leer. Hoeveel keer het jy al 'n afrit geneem, letterlik en figuurlik? 'n Lewenskeuse wat jou op 'n plek bring waar jy nie wil wees nie. 'n Afrit geneem, fisies, op pad iewers heen, in die hoop of die gedagte dat dit 'n beter roete sou wees, dat dit 'n beter opsie sou wees, en dan iewerste in 'n stadium maar net weer 'n u-draai moet maak. Of nog 'n alternatief in die lewe moet vind. En een van die probleme wat ons ervaar is dat ons soms so konstant soekend is na alternatiewe. Hierdie verkeerde afrit geneem, kom ons ry 'n entjie aan, ons kyk of daar nie nog iets is nie. Kom ons draai hier regs, en dan lyk ons nie, wag, daar is dalk nog miskien 'n oomblik, totdat ons iewers in 'n stadium op 'n punt kom, waar ons maar net hierdie doodloopstraat of hierdie doodlooppunt in ons lewe bereik. Soms het ons nodig om net om te draai. Terug te gaan op hierdie lewensreis en op hierdie paaie wat God vir ons geleer het. Soms moet ons net vir 'n oomblik stil word en luister en terugkeer na hierdie oorspronklike roete toe, waar God wou gehad het ek moes wees. Minder van my, meer van u. Minder van my eie mens wees, minder van my eie fokus, minder van my eie gedagtegang, sodat ek dankbaar kan wees wanneer ek my hart en my gedagtes rig op hierdie lewensreis. Het jy al gevoel of jy partykeer net wou gaan staan en net jou liggaam skud en sê, Here, kan ek net al hierdie negativiteit en al hierdie oorweldigende omstandighede en al hierdie onbeantwoorde dinge in my lewe net afskud? Wel gesien na 'n reënbui, wanneer 'n duif of 'n voël daar buitekant rondloop en hulle lyf so skud in hierdie waterspatsels net so in verskillende rigtings spat. Soms wens ons kan ook met hierdie lewensomstandighede net gaan staan en ons lyf net skud sonder om snaaks te lyk dat iemand vir ons moet lag en net iets afskud van hierdie dinge wat ons saamdra. Ek wil jou uitnooi om jou gedagtes weg te skuif van hierdie oorweldigende dinge wat soms net te veel is
en weer terug te keer na die eenvoud, na die dankbaarheid. Soms is daar 'n paar dinge wat ons in hierdie lewensreis in 'n tassie moet pak, of ons moet dit in 'n plastiek sak gaan sit, wat iewerste daar op 'n ashoop moet gaan opeindig. Soms maak ons die fout en dan sê ons hierdie moet uit, en dan gaan krap ons dit weer terug, bring dit weer terug, maak dit weer deel van ons lewensreis. Maar bo alles is daar 'n tyd en 'n plek vir elkeen van hierdie dinge waarin ons moet aandag gee. 'n Tyd om in te pak en 'n tyd om uit te pak. 'n Tyd om vir 'n oomblik 'n bietjie te gaan stil staan en te gaan herbereken oor dit wat ons in daardie lewenstas gepak het. En dit wat ons saam met ons op hierdie lewensreis neem. Maar bo alles, dat ons sal bewus word van die dankbaarheid van God se belofte en vir God se belofte in elkeen van ons se lewe. Dankbaar vir hierdie lewensreis, met sy kronkelpaaie, met sy op- en afdraandes, met die geestelike en die emosionele dinge wat op hierdie lewensreis in elkeen van ons se lewe gebeur. En dan om stil te word. Hier is ek, Here. Hier is ek. Op hierdie lewensreis. U wat my raak sien, U wat my versigtinge hoor, U wat die danklied wat ek offer aan U aanhoor en ontvang, U wat my klaagliedere hoor wanneer ek nie positief is of nie kans sien vir wat ook al gebeur nie. Hier is ek, Here, in hierdie lewensreis. En God antwoord, en hier is ek ook, saam met jou op hierdie lewensreis, in jou vreugde, in jou lag, in jou dankbaarheid, in jou uitdagings, soms in daardie oomblikke wat ons voel, ons gaan nie getroos kan word nie, ons gaan nie bemoedig kan word nie, ons gaan nie gemotiveer kan word nie, ons gaan nie ons perspektief kan verander nie. Die gewig, Here, is net so bietjie te veel. Pak uit, maak leeg, fokus, dankbaar, toegewyd. Hierdie is jou lewensreis. Niemand kan dit namens jou leef nie. Niemand kan dit namens jou uitleef nie. Niemand kan jou hartklop vir jou oorneem nie. Niemand kan jou asemteug vir jou wees nie. Dankbaar, want U het my ten minste verseker van U krag en U teenwoordigheid. U het my verseker, my voorberei en my toegerus op hierdie lewensreis. U het my die paaie van die lewe geleer. Soms draai ons om, soms beer ons voort. Mag ons bo alles en in alles en deur alles ons fokus saam met die psalmdigter skuif na. U, Here, het ek altyd voor oë. U is by my. Soos wat die psalmdigter sê, U stok en U staf vertroos my. U is die baken van hoop. U is die lig. U is die redder. En dan word ek stil, Here. En ek sien, ek hoor, ek vind. En ek leef dankbaar op hierdie lewensreis. Dankbaar. Soos die hartklop en die asemteug van God se liefde, leef ek dankbaar. Elke hartklop, elke asemteug, gefokus en gerig op my Skepper. Amen. Here, ons bely in U as ons Heer en ons Skepper. En ons dank U, Here, vir elke genadegawe. Ons dank U, Here, dat U in hierdie oomblik by ons is. Dat U ons aanneem, dat U ons omvou en beskerm, Here.
Ons hoor U stem. Ons ervaar U teenwoordigheid. Ons sien die tree op ons lewenspad. Soms een ry daar waar U ons gedra het. Soms 'n jubeling en 'n dans en 'n kronkeling van hierdie voetspore op hierdie lewenspad. Soms vir hierdie lewensreis met tye besonders eensaam, Here. Soms voel hierdie reis, terwyl ons wel dankbaar wil wees, met tye net 'n bietjie te veel. En ons verstaan nie noodwendig altyd alles en elke omstandigheid nie. Mag U ons aanraak deur die Gees. Mag U ons versterk met U krag. Dat ons U hoor en mekaar raak sien. Dat ons 'n hand van hoop en van vertroosting ook vir U in die koninkryk sal wees. Vir mekaar en so gerig deur U Gees. Dankie Here vir hierdie lewensreis. Dankie vir elke genadegawe. En bo alles, dankie Here dat U teenwoordig is, ons God, ons Skepper, ons Heer. Elke tree van hierdie lewensbaan. Amen. Geliefdes, ons antwoord deur te sing van die 209, ons gaan dit 2 keer sing. Die eerste gedeelte gaan ons dit sag sing, as deel van 'n gebed en 'n fokus, en dieselfde lied gaan ons 'n tweede keer herhaal, waar hierdie gebed oorgaan in 'n lofprysing en 'n lofsang, wanneer ons ook uitbreek in hierdie lofsang, want God hoor hierdie gebed. En wanneer ons bewus word daarvan dat God hoor en dat God daar is, dan reageer ons daarop. Ons reageer dankbaar, want ons fokus is op God, sy liefde en sy genade. Mag ons bewus wees daarvan dat die Here ook ons lamp helder laat skyn en dat hy vir ons lig is op hierdie lewenspad en dat hy ook ons pad vir elkeen van ons voorspoedig maak. Mag die liefde van God deur sy Seun, ons Here Jesus Christus, tot een en elkeen van u spreek. Mag die kragtige werking van sy Gees in jou werk en jou elke dag omvou en verseker van sy teenwoordigheid. En mag God as Skepper en onderhouer van ons lewe ons verseker van sy teenwoordigheid elke tree van ons lewensreis. Amen.
Gemeente, baie dankie vir elkeen van u wat vanoggend ook deel vorm van hierdie erediens. Dankie vir die teenwoordigheid en ook so 'n besondere woord van verwelkoming aan familie en vriende en besoekers ook by ons in die gemeente. Ons gebed is dat elkeen van u ook altyd hier saam met ons die gees van die Here mag ervaar en mag ons altyd ook sy in vrede en sy liefde met ons kan saamneem. Ek wil graag net so 'n paar afkondigings doen terwyl ons gaan na die verjaarsdag toe gaan. Eerstens wil ek vra dat ons ook sal voorbidding doen vir gesinne en families waar daar in die besonder ook uitdagings is met hulle gesondheid. Die volgende lidmate hier by ons in die gemeente waarvan ons dan ook kennis neem is of gehospitaliseer of ondergaan behandeling. Tannie Susan Potgieter, Martie Smit, Petra Swiegers en dan ook so Jana Haupt, Mieke Meyer en dan ook Pieter Kreer. So vir hulle almal bid ons baie seën en baie sterkte toe ook. Konder, wanneer gaan jy nou op die been wees? Al twee. Ek sien want hy het laasweek het daai moonboot op die ander been gehad, aan die Marie het jy gesien. Bietjie vreemd gelyk, nê? Konder, baie sterkte ook vir jou jong man. Glo en vertrou dit gaan elke dag al hoe beter en ons dink ook so aan die besonder aan dan elkeen van hierdie lidmate wat ons tans weet of gehospitaliseer is of dan ontslaan was. En dan kom ons ook by ons verjaarsdag vir die week, die 23ste, dit is dan nou môre. Is vandag, is vandag die 23ste, Die 23ste vandag, Lorrie Stein, so Lorrie se 94ste verjaarsdag en dan ook so Jano Venter. Jongman, hoe oud is jy vandag? 22. 211 langs mekaar. Okay, 11. Geluk Jano, hoop jy het verjaar baie lekker. Het julle hom al gestiek vir ontbyt of is dit nou na die tyd? Gaan dit nou na die tyd? Waar gaan ons? Jano, het jy jou beursie saamgebring? Goed, Jano, lekker verjaar. Dan verjaar Janita Wilson, Johanay Leroux en dan ook Jason Lerm. Hulle verjaar die 24ste, is enige enetjie van hulle dalk hier, so ek nou so vinnig geloer, ek het hulle nie gesien nie. So Janita, Johanay en Jason, die 25ste verjaar Sewes van Wyk en ook so Ivan Kleinhans. Is dit al die, hier's nog. En dan in hierdie Venter en Nagel familie is dit 'n groot week wat voorlê. Dan verjaar Essie ook die 25ste, maar het jy nie laas jaar ook hierdie tyd verjaar nie? Jy kan nie weer 'n sjokolade kry nie, nou die skool het nou gesluit. Essie, die 25ste, dis Essie se 14de verjaarsdag en dan Jacobi. Ek sien vir Jacobi daar bo sit. Baie geluk Jacobi. Sy verjaar ook die 25ste saam met Essie. Dan die 26ste Zia Barnard. Sy verjaar dan 26ste. Dan die 27ste Annette Jansen van Nieuwenhuizen, Shanay Labeskagni. Maar jy het ook laas jaar hierdie tyd verjaar. Helena Maria. Elmarie, 27ste, baie geluk met jou verjaarsdag. En dan Dien, ek sien daar's Dien. Dien, baie geluk. Die 29ste, sal jy onthou. OK. En almal van julle wat verjaar, Essie, Dien, gaan net gou vir my na die vorige enetjie toe ook, al die jong mense, Johanay, Jason sien ek nou nie, so Essie en dan, ag weet jy, Janu, omdat jy nou nog nie van tevore 'n sjokolade gekry het terwyl jy hier was nie, gaan jy ook, kom julle al drie gou hier na toe, kom gou nou vorentoe. En Jacobi, waar's Jacobi? Kom Jacobi, kom al gou 'n sjokolade hier by oom Jaco, kom.
Almarie, jy wens seker natuurlik, jy was nou nog 16, nê? Ja, maar ek het ongelukkig nou nie meer sjokolades nie, ekskuus hoor. Volgende week, okay. Dan herinner ek julle aankomende Woensdag se kuier met ons Kersete vir ons semi-soort ouer lidmate in die gemeente, pensionaris. Ek weet nie, ons moet gaan soek vir 'n ander beskrywing, want ek weet party van hulle is nie regtig eintlik pensionaris nie. Hulle lyk dalk so, maar hulle is nie noodwendig nie. En dan dis nou komende Woensdag om 10:00. Is daar enige iemand van julle 65 en boontoe wat nog nie aangedui het dat jy dit gaan bywoon nie? Shaal. Nee, ons praat, onthou dis nog onder 85, hoor. Okay, so die Shaal kan nou nog nie saam bywoon nie. Onthou komende Woensdag, die boodskap hier, almal het die inligting, hulle weet hoe laat om hier, so van 9:30 af, of so van 9:15 af omtrent. Kom ons sê so van 9:15 af. Ons het nog Bybelstudie net tot 9:30, en dan kan julle so van 9:15 af, die wat hier is, kan daarmee saamkom. En dan wil ek begin om te sê baie dankie. Ons het gister weer die voorreg gehad om 350 etes te voorsien aan die projek wat ons by betrokke is daar in Danville met die Hande van Hoop uitreik. Vir die van julle wat deel was daarvan, vir die van julle wat saam met ons voorbidding doen, vir die van julle wat sommer maar net dit moontlik maak dat ons hierdie dinge kan doen, en dan vir die wat gister hier was, wil ek regtig waar sê baie dankie. Dit is altyd 'n ongelooflike voorreg, en ek deel ook sommer 'n bietjie met julle net die boodskap wat Anita ook vir ons aangestuur het. Jy weet, dit is baie keer 'n ete, net 'n enkele ete wat 'n mens maak, maar ons moet nooit die kosbaarheid en die waarde daarvan hoegenaamd onderskat nie. En om so 350 etes voor te berei, en die potjies en alles wat daarmee saamgaan, het nogal bietjie heelwat tyd en beplanning ingesit. So ek wil vir een en elkeen van julle wat deel was daarvan sê baie dankie. En ek hoop en sien uit daarna. Volgende jaar as ons uitvee, dan is ons weer met dit besig. Maar dit is en sal altyd 'n baie groot voorreg bly om op so 'n manier ook te kan besig wees en deel wees van ons groter geloofsgemeenskap. Dit is dit van my kant af. Sterkte vir die week wat voorlê. Ek gaan net so met julle deel. Ek gaan Vrydag, komende Vrydag is dit die 28ste, gaan ek so vir 'n week 'n bietjie met verlof wees. So as daar enige noodgevalle of enigietsie is jy welkom om vir my boodskap te stuur. Of as dit is, kan jy dalk net met Alicia by die kantoor net kontak maak. So ek gaan so van die 28ste tot en met die 5de Desember gaan ons vir daai week net uitstedig wees. So volgende Sondag neem Dr. Gerard Lindetjie die erediens hier by ons waar. Onthou ek reg, nee, ek het so, ja, ek dink so, ja, Dr. Lindetjie preek volgende Sondag is hy met die erediens hier. So ek wil vir julle ook maar dan uitnooi na die erediens toe. En dan sien ons mekaar die 7de Desember met ons Kerssangdiens. En onthou nou, dis ons Kerssangdiens en dan ook 'n lekker piknik en kuier die oggend direk daarna. So pak jou mandjie, pak jou ontbyt wat jy wil maak of klaar gemaak het en bring dit saam vir na die Kerssangdiens. En dan met die uitsondering van die 16de Desember sal daar gedurende Desember maand gewone eredienste by ons hier wees. Maar Kersdagsin is 8:00 die oggend, nee, as ek reg kan onthou. So Kersoggend se erediens is 8:00, maar al die ander eredienste sal om 9:00 gewone tyd plaasvind. En dan het ons 'n gesamentlike erediens op die 16de Desember saam met Midstream familiegemeente so of familiekerk. Ons gaan dit dan so ons al daai inligting ook so aan julle kommunikeer. So van my kant af seënwense, mooi dag, veilig wees en as julle kan, wees soet. Mooi bly.